hand. Klou aan die ondersteunende regterhand van God vas. Woestyntye is woestyntye. Dis tye wanneer jy dors is. Dis tye wanneer jy hulp nodig het. Dis tye wanneer jy weet, net die Here kan my help. Dawid skryf Psalm 63 uit die woestyn, nadat hy vir sy seun Absalom moes vlug. Lees daarvan in 2 Samuel 15 en 16. Kom ons luister na vers 1 tot 4 van Psalm 63. Die Psalm van Dawid na aanleiding van sy verblyf in die Juda-woestyn. Ek soek U, o God, my God, ek dors na U. Ek smag na U soos in 'n dor en 'n droë land, 'n land sonder water. Ek wil by U in die heiligdom wees, om daar U mag en U grootheid te ondervind. U troue liefde is meer werd as die lewe, daarom sal ek U prys. Dawid beleef in die woestyn fisies honger en dors. En nog erger vir hom, hy beleef 'n geestelike dors na die Here se teenwoordigheid in die heiligdom. Daar waar die Here se teenwoordigheid op die Sionsberg in die ark verteenwoordig word. 'n merkwaardige getuienis van Dawid se oorgawe in die hand van die Here vind ons wanneer hy die ark in sy vlug vir Absalom, die ark wat hy aanvanklik saam met hom geneem het, in die geloof terugstuur. 2 Samuel 15 vers 25 lees ons, vat die ark van God terug stad toe. As die Here my dit vergun en my terugbring, sal hy my die ark en sy heiligdom weer laat sien. Maar as die Here sou te kenne gee, ek is nie meer tevrede met jou nie, sal ek dit aanvaar. Dan kan hy met my maak, soos hy dit goed vind. En nou, wanneer hy in die woestyn is, dan hinker en smag hy na die Here se teenwoordigheid in sy heiligdom. In hierdie woestyn Psalm vind ons die volgende verse. So sal ek U prys my lewe lank, in U naam my hande ophef. Soos met vet en vettigheid sal my siel versadig word. My mond sal roem en met jubelende lippe sal ek sing as ek aan U dink op my bed, in die nagwake oor die pyns. Want U was 'n hulp vir my, en in U skaduwee van die vleuels sal ek jubel. My siel is aan U verkleef, U regterhand ondersteun my. Ons oordink verder hierdie laaste woorde. My siel is aan U verkleef. Dawid se hele menswees word ingesluit. Sy liggaam dors, sy siel kleef, sy hande word opgehef. Sy siel sal versadig word, sy mond en sy lippe roem en jubel. Hy dink en hy pyns. Hy klou met alles aan die Here vas, met sy hele wese, soos iemand wat op 'n rondspringende perd probeer bly. Hy kleef vas, klou vas. Dit dui op 'n diepe band en assosiasie. Hierdie selfde woord word gebruik wanneer gesê word dat 'n man sy vrou sal aankleef. Dawid gryp dus in die woestyn so aan die Here vas. Hy verbind hom, hy assosieer met die Here. Hy hou vas aan die Here. En die motivering vir sy vasklou is dat die regterhand van die Here hom ondersteun. God se regterhand. Dis die groethand, die verhoudingshand, dis die kraghand, die doenhand van God. Dis die regeerhand, dis die oorwinningshand, dis sy oordeelhand, dis sy ondersteunhand. Hierdie regterhand hou vir Dawid vas, en daarom klou Dawid aan hom vas. In Christus het hierdie beelde waarmee Dawid sy verhouding beskryf soveel diepere betekenis. In Jesus word God se regterhand 'n persoon. Hy kom groet ons as ware. Hy kom plaas ons in 'n verhouding met God. Hy kom doen kragtige wonders. Hy kom ondersteun, hy kom oorwin. Hy vaar op
en sit aan hierdie regterhand, nou toebedeel met alle mag in die hemel en op die aarde. Vandaar regeer hy vandag. Aan hom gryp ons vanaand weer vas. Klou ons vas. Hy is immers nie daar ver nie. Hy is in ons. Sy gees is nie net by ons nie, maar woon in ons. Kom ons doen dit vanaand weer. Al beleef jy dalk 'n woestyntyd. Gryp vas, hou vas, kleef vas. Kleef vas aan die regterhand van God wat jou ondersteun. Goeiedag.